Op hierdie program praat ons oor dinge van belang in die lig van die skrif, hier op die lig van Maluti 97.1. Daar is so baie stories vandag en waarhede en gerugte wat rondgaan. Maar ek het gekyk en gedink, ons gaan baie aandag daaraan gee en ons gaan baie daarvan hoor. Kom ons praat vandag bietjie hier aan die begin oor ons drome. Ons weet dat 90% van jou drome vergeet jy. In jou drome sien jy net gesigte van mense wat jy ken of al ontmoet het. So sê die geleerdes, jy kan nie mense sien wat jy nog nie ontmoet het nie. Nie almal droom in kleur nie. Sommige mense droom in swart en wit. En dan luister, die grootste emosie wat mense ervaar wanneer hulle droom, is angs, bangheid. Ja, jy kan selfs tot 7 drome in een aand hê. 'n Gemiddelde droom kan 1 tot 2 ure duur. En dan hier vir die mans. Mans droom meer oor mans in vergelyking met vrouens. 70% van die karakters in mans se drome is manlik, waar vrouens se karakters in hulle drome is 50% mans en 50% dames. En as jy wil droom, moet jy onthou, as jy snor, kan jy nie droom nie. Ja, sommer net oor drome. En ons droom seker elke dag ook van 'n gesonde ekonomie, gesonde lewenswyse, gesonde wêreld waarin ons leef. Maar meer daaroor. Nou. In hierdie lewe het ons elkeen 'n doel. Ons moet iets vermag. Die Here het ons hier geplaas met 'n spesifieke opdrag. Elkeen met spesifieke genadegawes. En ons het ook ons eie drome en visioene, maar baie keer raak dit langs die pad vir ons onduidelik. En dan vergeet ons waarmee ons eintlik besig was, of waarheen ons op pad was. Ja, begin met die einde in gedagte. As jy wil ophou, dink terug aan hoekom jy in die eerste plek in elk geval daarmee begin het. Almal van ons het al seer gekry. Maar om seer te kry, sal die moeite werd wees as ons net beter, sterker, meer gereed sal wees om die toekoms te kan hanteer. Ja, ek wonder wie van julle wat luister nou voel dat hy die lewe reg kan hanteer. Al die vermoëns, opleiding, die toerusting wat nodig is. As die antwoord is, ja, ek het alles, wonderlik, doen dit dan. Die volgende vraag is, maar wil jy net hier bly waar jy nou is? As die antwoord is nee, dan is dit waarskynlik nou die tyd om te bereken wat se kans ek moet vat vir die toekoms. Om iets niets aan te pak, dit te doen wat ek nog altyd wou doen, of nou wil doen. Baie keer is ons net nie bereid om iets niets aan te pak nie. Ons is bang vir die opinie van ander, aansien. Miskien dat anders sal dink dat ons nie die normale ding doen nie. Miskien dat ons sal faal. Maar ons moet aangaan. Ons gaan seer kry, maar ons kan nie groei en vooruitgaan daarsonder nie. Die vraag is altyd vir my, wat sou ek gedoen het as ek vir niks bang was nie? As jy niks kon verloor nie? Nee, dan sou ek het anderster gedoen het, dan sou ek anderster opgetree het. Ook in die oë van vriende, familie, vriendekring en geloofsgenote. Hoe sou ek het dan gedoen het? As jy vir niks bang was, as jy niks kon verloor nie. Maar baie belangrik, soos ons uit die skrif uit leer, begin met vergifnis. Jesus Christus het na die aarde gekom in die eerste plek om vergifnis te bewerk vir elke mens. Vergewe jouself, aanvaar die vergifnis van Jesus Christus. As jy nie jouself vergewe het nie, kan jy nie vergifnis van ander aanvaar nie. Ja, mens kan nie tegelyk die gees van vergifnis en onvergewensgesindheid hê nie. Net soos ons nie 'n gesindheid van haat en liefde terselfde tyd kan hê nie. Die een wat heers in ons, hy is die sterkste.
en hy gee ons waarskynlik die meeste kos. Ons lewe is dit wat ons het. Ons moet dit leef voluit, soos die Here wou gehad het. Ons moet leef. Dawid se laaste bevele, so 'n gedeeltjie uit die Ou Testament. Nou Dawid is op sy einde, is oud en siek, en nou weet hy dat hy gaan doodgaan. En as hy sy einde sien naderkom, dan roep hy sy seun Salomo nader. En hy gee vir hom eintlik dan 'n klompie opdragte. Een Koning hoofstuk 2, Dawid se laaste bevele. Toe Dawid se einde nader, het hy sy seun Salomo beveel: nou dat ek die pad van alle mense moet gaan, moet jy sterk wees en soos 'n man optree. Hou jou aan wat die Here jou God jou voorskryf en lewe daarvolgens. Gehoorsaam sy voorskrifte, sy gebooie, sy bepalings, sy verordeninge soos dit opgeskryf is in die wet van Moses. Dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. Dan sal die Here sy beloftes vervul. Hy het vir my gesê: as jou nakomelinge nougeset leef en met hart en siel aan my getrou bly, sal daar altyd een uit jou nageslag as koning oor Israel regeer. Jy weet self wat Joab seun van Seruia aan my gedoen het, wat hy gedoen het met die 2 leerhoofde van Israel, en dan vertel hy die verhaal wat Joab gedoen het, dat hy Abner en Amasa doodgemaak het in tyd van vrede. En dan sê hy, jy moet hom maak soos jy goed vind. Moenie sy lewe spaar net omdat hy oud is nie, omdat hy die gevolge van sy dade nou moet dra. Dan sê hy, jy moet goed wees vir die seuns van Barzillai en van Gilead. Laat hulle van jou tafel af eet, want hulle het vir my kos gebring, toe ek vir jou broer Absalom gevlug het. Dan vertel hy ook van Simei, seun van Gera die Benjaminiet. Hy het my vreeslik gevloek, toe ek die dag na Maganaim toe gegaan het, en ons mekaar by die Jordaan teëgekom het. Ek het hom voor die Here met 'n eed bevestig, dat ek hom nie om die lewe sal bring nie, maar jy moet hom nie nou verskoon nie. Jy is 'n wyse man, en jy sal weet wat om met hom te maak, dat hy met die dood gestraf word, al is hy oud. Dawid is oorlede, hy is begrawe in die Dawidstad. Die duur van sy regering oor Israel was 40 jaar. In Hebron was hy 7 jaar lang koning, en in Jerusalem 33 jaar. Salomo het sy pa se troon bestyg, en 'n stewige houvas op sy koningskap gekry. Het is my interessant dat dit wat Dawid hier sê vir sy seun Salomo, dink ek is wat elke gelowige vir sy kind wil sê en toewens, sodat hy voorspoedig sal wees en sodat hy sal doen wat reg is. En ek lees dit net weer, vers 2 van 1 Konings hoofstuk 2, vers 2. Nou dat ek die pad van alle mense moet gaan, moet jy sterk wees en soos 'n man optree. Hou jou aan wat die Here jou God jou voorskryf en lewe daarvolgens. Gehoorsaam sy voorskrifte, sy gebooie, sy bepalings en sy verordeninge, soos dit opgeskryf is in die wet van Moses. Dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. Dan sal die Here sy beloftes vervul. Hy het vir my gesê: as jou nakomelinge nougeset leef en met hart en siel aan my getrou bly, sal daar altyd een uit jou nageslag as koning oor Israel regeer. En dan handel hulle met 'n klomp mense, party goed, party sleg oor wat hulle voorheen gedoen het. Maar dit wat Dawid vir sy seun Salomo toegewens het, dat hy gehoorsaam moet wees, dat hy die seën van die Here sal ervaar. Geluk is wat elke een van ons as ouers ons kinders wil toewens, maar ook vir hulle wil wys en leer dat deur gehoorsaam te wees, daar vrede, seën en genade vir die res van jou lewe sal volg. Want dis wat die Here sê, dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. Nie dat ons vrygestel is, net soos Dawid
of Salomo of enige ander geloofsleier uit die Bybel sonder 'n teëspoed of 'n opdraande stryd gewees het nie. Maar dit sal vir hom die vermoë gee om elke opdraande, elke uitdaging te kan oorwin.